Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan die bankrekonsiliasiestaat. Dit is die staat wat opgestel is om die bank se saldo volgens die bankstaat te rekonsilieer met die bank se saldo in die besigheid se boeke. So as ons al die inskrywings in ons bankrekening voltooi het, wat die bank ook gedoen het in hulle boeke, behoort die twee saldo's dieselfde te wees. Maar dit gebeur baie dat dit nie dieselfde is nie en daar moet ons die bankrekonsiliasiestaat doen om te kyk waar is die probleem. Wanneer 'n besigheid geld in die bank deponeer, in die besigheid se boeke beskou ons hierdie bank as 'n bate, want ons kan in die toekoms die geld uit die bank gaan uithaal. Bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Dit beteken as ons deposito's in die bank inbetaal, gaan ons bankrekening debiteer en wanneer ons cheques uitmaak, gaan ons bankrekening krediteer om te wys dat die geld in die bank verminder het. As ons gaan kyk na die lopende rekening in die boeke van die bank, so nou is ons in die bank se boeke, dan sien ons wanneer hulle geld deponeer, beskou hulle dit as 'n las, want in die toekoms moet hulle hierdie geld teruggee aan die besigheid. So hulle gaan deposito's aan die kredietkant aanteken, want 'n las vermeerder aan die kredietkant en verminder aan die debietkant. En as cheques uitbetaal word, beteken dit hulle skuld minder geld vir die besigheid, so hulle gaan wys dat hierdie las word minder aan die debietkant. Die verskil tussen die boeke van die besigheid en die boeke van die bank is dus soos volg. Transaksies wat aan die debietkant van die bankrekening in die boeke van die besigheid voltooi word, sal aan die kredietkant van die rekening in die bank se boeke gedoen word. Inskrywings in die kredietkant van die bankrekening in die besigheid se boeke sal aan die debietkant in die bank se boeke voltooi word. Die rekonsiliasie tussen die bankrekening en die saldo op die bankstaat beteken as ons die bankrekonsiliasiestaat opstel, wil ons gaan kyk watse inskrywings moet verander in die bankrekon of in die bankstaat wat ons ontvang van die bank af. So enige iets wat hulle nog nie voltooi het nie, gaan ons in die bankrekonsiliasiestaat aanteken. As die bank foute gemaak het, sal ons dit in die bankrekonsiliasiestaat aanteken. Eerstens gaan kyk ons wat is die eindsaldo op die bankstaat. Dit beteken dit is die heel onderste saldo op die bankstaat wat hulle bereken het aan die einde van die maand, nie die beginsaldo nie, die eindsaldo, sodat jy kan aangaan waar die bank opgehou het. As hierdie eindsaldo aan die debietkant van die bankstaat is, sal jy dit aan die debietkant van jou bankrekonsiliasiestaat skryf. As hierdie eindsaldo aan die kredietkant van die bankstaat is, beteken dit jy gaan dit aan die kredietkant van jou bankrekonsiliasiestaat moet skryf. Jy moet onthou dat saldos aan die kredietkant van die bankstaat beteken dis 'n gunstige saldo. En saldos aan die debietkant van die bankstaat beteken dat die besigheid skuld vir die bank geld. Dan gaan kyk ons watse inskrywings is daar in die boeke van die besigheid, wat die besigheid klaar voltooi het, maar wat die bankstaat nog nie voltooi het nie. En dit sal in die bankrekonsiliasiestaat aangeteken word. So as die besigheid byvoorbeeld 'n deposito aan die einde van die maand gehad het, wat die bank nog nie aangeteken het nie, sal dit aan die kredietkant aangeteken word van die bankrekonsiliasiestaat. As die besigheid cheques uitgeskryf het, wat die bank nog nie aangeteken het nie, gaan hulle dit aan die debietkant in die toekoms aanteken wanneer die geld uitbetaal word, so op die bankrekonsiliasiestaat sal dit dus aan die debietkant wees. Indien die foute deur die bank gemaak is, moet dit in die bankrekonsiliasiestaat reggestel word. Dan gaan jy kyk wat is jou eindsaldo in jou bankrekening. Dit beteken nadat jy al die addisionele inskrywings voltooi het en bereken het wat is die saldo in die bankrekening na al hierdie regstellings en foute. En as hierdie saldo in die bankrekening aan die debietkant afgebring word, gaan jy dit aan die debietkant van die bankrekonsiliasiestaat skryf. Indien hierdie saldo aan die kredietkant van die bankrekening afgebring word, sal jy dit aan die kredietkant van jou bankrekonsiliasiestaat skryf.
inskrywings wat in die hulpjoernale, dit beteken die kontantontvangstjoernaal en betalingsjoernaal en in die bankrekening aangeteken moet word. Indien daar enige inskrywings op die bankstaat voorkom wat nie in die boeke van die besigheid voorkom nie, beteken dit is inskrywings wat die bank reeds voltooi het, die besigheid het dit nog nie gedoen nie, daarom sal dit in die kontantontvangstjoernaal en kontantbetalingsjoernaal aangeteken word. Indien die besigheid foute gemaak het, sal die regstellings binne in die besigheid se boeke voltooi word. Dan gaan die totale bankkolom oorgedra word na die bankrekening. Dit beteken ons kan nou 'n eindsaldo in die bankrekening gaan bereken om te kyk na ons al die regstellings en gemaak het en ons het al die goed wat ons nie aangeteken het nie aangeteken. Wat is my saldo dan in die bankrekening? En ons gaan dan daardie saldo, die finale saldo in jou bankrekonsiliasie staat skryf. En dan behoort die debietkant van jou bankrekonsiliasie staat en die kredietkant dieselfde totaal te hê. As dit nie dieselfde totaal is nie, beteken dit dat daar nog steeds foute is wat reggestel moet word. Die volgende inskrywing sal in die bankrekening of in die KWJ en KBJ gedoen word. Ons sal begin met die saldo voordat ons die regstellings gedoen het. Dan gaan kyk ons watse inskrywings is alles in die bankstaat voltooi. So daar's byvoorbeeld 'n direkte deposito wat iemand byvoorbeeld vir huur inbetaal het. Ons geld in die bank het vermeerder, so ek gaan die bankrekening debiteer en ek gaan wys dat die huurinkomste rekening gaan gekrediteer word. As daar byvoorbeeld rente op die lopende rekening is, dit is die naam van ons grootboekrekening is rente op lopende rekening, maar hulle kan ook vir jou sê rente op gunstige banksaldo, so dit beteken ons het geld in die bank en hulle betaal vir ons rente op die geld wat ons in die bank het, dit vermeerder my geld, daarom gaan dit aan die debietkant van die bank kom. Soms sê hulle vir jou rente op kredietsaldo en dit is die plek waar jy die meeste foute maak, want nou dink jy die rente op die kredietsaldo moet aan die kredietkant van die bank kom. Hierdie rente, waar kry ons hierdie inligting? Van die bankstaat af. En as 'n bedrag aan die kredietkant van die bankstaat voorkom, wat beteken dit? In ons boeke moet dit aan die debietkant voorkom, want nou gaan ons daai rente ontvang, so ek gaan dit debiteer. Dan kan daar byvoorbeeld 'n gedishonoreerde tjek wees van iemand wat se tjek teruggekom het omdat hulle nie geld in die bank het nie, of dat die handtekening is verkeerd, of hulle het glad nie 'n handtekening op die tjek nie, die datums is verkeerd, die tjek het verjaar, of die tjek het is vooruitgedateer, enige rede hoekom hulle dit terugstuur, moet ek gaan wys. Toe ek die geld ontvang het ek dit aan die debietkant ingeskryf. So omdat daai persoon nie geld het nie, moet ek dit nou gaan kanselleer aan die kredietkant en wys die persoon skuld weer vir my die geld, so ek sal my debiteure kontrolerekening gaan debiteer. As ons 'n oortrokke bank het, gaan ons daai rente op die oortrokke bank aan die kredietkant moet skryf om te wys dit maak die geld in my bank nog meer oortrokke of my bate word nou minder op hierdie stadium. Hulle kan vir jou sê dis rente op ongunstige saldo, so dis rente wat ons aan hulle betaal, of hulle kan vir my sê rente op debietsaldo, wat beteken in die bank se boeke is dit aan die debietkant. En 'n saldo in die bank se boeke aan die debietkant is in ons boeke aan die kredietkant. Dan die belangrikste een waar die meeste foute gemaak word, is as hulle vir jou sê 'n tjek wat uitgereik is, het verlore geraak of daar's iets met die tjek verkeerd en hy kan nie meer gebruik word nie. Dan gaan ek eerstens en ek gaan kanselleer daai tjek. So ek beteken ek moet my bankrekening debiteer of dit in my kontantontvangstjoernaal skryf om die oorspronklike tjek wat aan die kredietkant was te kanselleer aan die debietkant. Dan kan hulle vir jou sê jy moet 'n nuwe tjek in die plek van hierdie ou een uitreik. So dit beteken ons gaan in die bankrekening wys dat ek 'n nuwe tjek uitgereik het. As ons byvoorbeeld bankkoste moet betaal, sal ons alle uitgawes wat ons aan die bank moet betaal, gaan ons bymekaar tel en een inskrywing doen om te wys daar's bankkoste wat die geld in die bank verminder. 'n Versekering van 'n stoporder of 'n aftrekorder beteken, dit is 'n
ding wat jy geteken het by die bank, 'n vorm wat jy teken by die bank, waarin jy vir die bank instruksies gee om maandeliks hierdie bedrag oor te betaal vir jou versekering of vir jou huur of vir watter uitgawe jy ook al op 'n gereelde basis het. Die bedrag wat jy in 'n aftrekorde gaan inskryf, die bank mag nie daai bedrag vermeerder nie, so dit bly konstant dieselfde bedrag. 'n Debietorder teken ek byvoorbeeld by die stadsraad waarin ek hulle magtiging gee dat hulle vir die bank die geld kan vra. Hierdie bedrag verskil van maand tot maand. So jou water en ligte, jou telefoonrekening gaan nooit van een maand tot die volgende maand dieselfde wees nie. Hulle gaan en hulle stuur die rekening direk aan die bank en die bank sal die oorbetalings namens die besigheid doen. As ons weer teruggaan na hierdie cheque toe wat ons gekanselleer het ons hom gekanselleer, daar het ons 'n nuwe cheque uitgemaak en nou moet jy seker maak dat jy die derde stap ook voltooi. Ons gaan dus op die bankrekonsiliasiestaat moet wys. Ons het nou net hierdie ekstra cheque uitgeskryf, so dit moet nog 'n uitstaande cheque wees wat die bank in die toekoms gaan uitbetaal. So onder uitstaande cheques sal ek hierdie nuwe cheque moet toon en wys dat die bank gaan die geld in die toekoms uitbetaal. As ons kyk na ons bankrekonsiliasiestaat, gaan ek begin met die saldo wat aan die einde van die maand op die bankstaat voltooi was. As dit 'n debietsaldo is, gaan ek hom aan die debietkant skryf. As dit 'n kredietsaldo is, sal ek hom aan die kredietkant skryf. Dan enige cheque deposito's wat ons in die KOJ getoon het, wat die bank nog nie getoon het nie, sal aan die kredietkant aangeteken word. Enige cheques wat die bank nog in die toekoms moet uitbetaal, sal aan die debietkant aangeteken word. En as jy byvoorbeeld 'n vooruitgedateerde cheque gegee het, gaan die bank in die toekoms eers die cheque uitbetaal, so hy gaan ook aan die debietkant getoon word. So enige geld wat die bank in die toekoms namens die besigheid gaan uitbetaal, gaan almal wees aan die debietkant van jou bankrekening. Dan sal ek my eindsaldo wat ek in die KOJ oorgeboek het na die bankrekening, KBJ oorgeboek het na die bankrekening en ek gaan bereken 'n eindsaldo daar en dit is die saldo wat ek in my bankrekonsiliasiestaat sal toon. So as daai saldo aan die debietkant afgebring word, gaan ons dit aan die debietkant inskryf. As die saldo aan die kredietkant afgebring word, sal ons dit aan die kredietkant aanteken. Wat het ons vandag geleer? Jy moet bepaal of die inskrywing in die boeke van die besigheid of in die boeke van die bank voltooi moet word. Dit beteken in die bankrekonsiliasiestaat. So as die besigheid klaar die inskrywings voltooi het en die bank het dit nog nie gedoen nie, dan gaan dit in die bankrekonsiliasiestaat aangetoon word. Goed, dan moet jy gaan kyk watse regstellings van foute moet gedoen word. So as daar 'n fout deur die bank gemaak is, sal dit in die bankrekonsiliasiestaat reggestel word. As daar 'n fout in die besigheid se boeke gemaak is, sal die fout in die besigheid se boeke reggestel word. So ons bepaal of die fout deur die bank of deur die besigheid gemaak is, sodat ons kan besluit of ons dit in die bankrekening of in die bankrekonsiliasiestaat moet regmaak. Dan gaan ons kyk, hoe was die fout gewees? Was die fout aan die debietkant of was die fout aan die kredietkant? Indien die oorspronklike inskrywing te min was, dan beteken dit ons moet dit aan dieselfde kant gaan regmaak. Indien die oorspronklike fout te hoog was, beteken dit ons gaan dit aan die teenoorgestelde kant moet regmaak.